vandag kom ons na U toe. En met alles wat in ons is, Here, wil ons uitsing, Here. U is almagtig, Here. Here, U is die naam bo elke naam, Here. Vader, ons wil vandag net uitsing, Here, hoe groot is ons God, Here. Want Vader, ons weet dat die engele is om die troon en hulle sing uit, heilig, 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 is die Here van die leerskare. En Here, terwyl ons vandag die naam groot maak, sing ons saam met die engele, Here, oor hoe groot is ons God. En Vader, partykeer moet ons situasie herinner aan hoe groot is ons God, Here. En Vader, ek glo in my hart dat vandag kry mense weer hulle joy terug, Here. Hulle kry vandag weer hulle krag terug, Here. Hulle kry nuwe hoop om te weet dat U is in beheer en Here, U het hulle nog nooit verlaat nie, Here. Here, dankie vir U goedheid. Dankie dat U vandag in hierdie huis is, Here. Dat hierdie gemeente behoort aan U. U het ons gekoop met die bloed, Here, duur gekoop. En Here, mag ons vandag onsself herinner dat ons behoort aan Jesus. Ons is kinders van God, Here. Dankie, Vader. Staan by ons stil, Here. Praat met ons deur die woord vandag, Here. Here, ons wil van U af hoor. Vader, mag U meer word. Mag ons minder word. Ons gee U al die eer. In Jesus se heilige naam alleen bid ons dit. Amen. 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 Geef vir Here 'n hande klap, né? Prys die Here. Prys die Here. As hy. Dit is altyd so lekker om net die Here se naam groot te maak. Ek is so opgewonde om vanmôre saam met julle te kan wees. Ons gaan vandag in 2 Kronieke 20 wees, vanaf vers 2 tot 9. So as jy jou Bybel by jou het, kan jy daartoe blaai. Anderste, dat sal op die bord ook wees. Alright. So 2 Kronieke 20 vers 2 tot 9. En die woord van die Here lees vir ons. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen U van ander kant die see, van Edom af. En kyk, hulle is al in Hasason Tamar, dit is in Gedi. En het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag geroep. En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda in Jerusalem staan, in die huis van die Here, voor die nuwe voorhof. En dan hoor hy sê, Here, God van ons vaders, is U nie God in die hemel nie, is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie. Ja, in U hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan standhou nie. Het U, onze God, nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdrywe en het vir altyd aan die geslag van Abraham, U vriend gegee nie. En het hulle nie daarin gaan woon en daarin vir U 'n heiligdom tot eer van U naam gebou, met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor die aangesig gaan staan, want U naam is in hierdie huis, en ons sal U aanroep uit ons benoudheid, dat U ons kan hoor en verlos. Die tema wat ons het vir vanmôre, is deur die Gees. Deur die Gees. En as jy nou 'n subtitle tipe ding soek, is lesse van 'n volk onder aanval. Lesse van 'n volk onder aanval. Hierdie week begin die Here met my praat oor hoe belangrik dit is vir ons as gelowiges om deur die Gees te wandel. Hoe belangrik dit is dat ons dit eintlik intentioneel moet doen. Dit moenie net iets wees wat dit gebeur per ongeluk nie. Jy moet intentioneel deur die Gees van God wandel. Intentioneel, want die Bybel sê in Romeine 8 vers 14, dan sê as almal wat deur die Gees van God gelei word, die sal kinders van God genoem word. Die sal kinders van God genoem. En ek besef hoe belangrik dit is om intentioneel deur die Gees te wandel. Hoe belangrik dit is om te weet dat ons kan deur die Gees wandel. Dat ons hoef nie meer deur die vlees gelei te word nie. En die ding is, my broer en my sussie, dat ons moet onthou dat ons is nie van hierdie wêreld nie. So ons kan nie optree soos die wêreld wil hê ons moet optree nie. En iets wat die Here my mee challenge is die feit dat ons aksies, hoe ons optree, moet match wat ons sê. En as ons sê ons is kinders van God, ons glo in die Here Jesus, ons glo in God, hy het vir ons gaan sterf, hy het opgestaan, ons dien die lewende God. As ons dit sê, dan moet ons aksies dit wys. Jy kan nie dit net sê nie, jy moet dit ook uitleef.
Want onthou wat sê die Here in Johannes 17 vers 16, hy sê, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Die Here sê vir ons dat ons is nie van die wêreld nie. En ons moet iets besef, dat die oomblik toe jy Jesus Christus aanneem, die oomblik toe jy hom aanneem as redder en saligmaker, en jy raak 'n kind van God, en jy gaan deur daai doopwater, en daai ou self het afgesterf, en het opgestaan as 'n nuwe skepsel, het alles verander. Alles het verander. Jy kan nie meer aangaan soos wat jy aangegaan het nie. Daai ou mens het afgesterf. Ons moet nou deur die Gees begin wandel. En die ding is, my broer en my sussie, as ons gaan optree deur die vlees, gebeur daar gewoonlik een van twee goed. En die eerste ding is, jy kry seer, of die mense om jou kry seer. Want wanneer jy deur die vlees optree, dan lash jy partykeer uit. Jy sê die verkeerde ding. Nee? Kan julle my net so bietjie sagter sit? Ek hoor myself baie erg. Nee? En dan dink ek, julle moet dit die hele tyd hoor. Here, bewaar hulle. Nee? Maar, in elk geval, nee. Op 'n dag kom dit neer op daai goed. As jy die vlees gaan wandel, gaan twee goed gebeur. Of jy gaan seer kry, jy gaan iemand om jou seer maak. En die tweede ding is, jy gaan al hoe verder weg begin beweeg van die Here af. Want deur die vlees begin jy weggedryf raak. Onthou wat sê die Bybel in Romeine 8. Romeine 8 vers 13, dan sê die woord, want as julle deur die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam sal doodmaak, sal jy lewe. Sien, en dit leer ons dat ons moet intentioneel wees as ons deur die Gees wil wandel. Dit moet 'n standpunt wees wat jy inneem en sê, Here, ek wil nie meer deur die vlees gelei word nie. Ek wil nou deur die Gees van God gelei word. En om intentioneel te wandel. En hierdie is gewoonlik die punt waar as ons praat oor om deur die Gees te wandel. Hierdie is gewoonlik die punt waar mense terugtrek. Nee? Mense ieweskielik terugtrek en sê, maar ek kan nie deur die Gees wandel nie. Want ek hoor nie die stem van die Here nie. Of ek herken nie die stem van die Here nie. Ek weet nie hoe die Here met my praat nie. Baie keer sal mense sê, maar die Here praat met my soos wat hy met jou praat, of wat ook al dit mag wees nie. En hoe sal ons deur die Gees wandel as ons vleeslik is, en al hierdie dinge. My boetie en my sussie, die enigste manier hoe ek en jy deur die Gees kan wandel, is ons by die stem van die Here kan herken. En ek sê herken, want die Here praat nog steeds vandag. Die Here praat nog steeds vandag met my en met jou. Elke dag is hy saam met ons. En die ding is, hier is die groot ding. Om die stem van die Here te leer ken, gaan jy nie kry deur om meer preke te luister nie. Jy gaan dit nie kry deur om meer podcast te luister, of om die 10 stappe te volg, om die stem van die Here te leer nie. Dis nie hoe dit gaan doen nie. Die enigste manier hoe ek en jy die stem van die Here gaan leer ken, en begin herken in ons lewens, is deur om tyd in hierdie woord te spandeer. Hier is die antwoord, as jy die stem van die Here wil leer ken. Dis tyd in die woord. Dis stilte tyd by die voete van Jesus. Dis meer tyd in sy teenwoordigheid. Want dis hier waar jy die stem gaan leer ken. Want ek wil hê jy moet een ding weet, dat die Gees van God sal jou nooit lei teen die woord nie. Nooit. As dit teen die woord gaan, is dit teen nie die Heilige Gees wat met jou praat nie. Maar die vlees sal teen dit gaan. Maar die Gees van God lei jou altyd volgens hierdie woord. Dis hoekom ons moet tyd spandeer in hierdie woord. Hierdie moet jou baseline raak. Die eerste ding waarna toe jy draai. Om te sê, Here, ek weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie, maar kom ons draai na die woord van God toe. Kom ons kyk wat sê die Here vir ons oor hierdie saak. En hoe meer jy die woord begin lees en tyd met die Here spandeer, hoe meer begin jy sy stem herken. En hoe meer begin jy agterkom wanneer die Here met jou praat. En dan begin jy agterkom die Here praat met jou op die snaakste maniere, op die snaakste tye. Jy sal in jou kar ry en jy sal hoor hoe die Heilige Gees met jou praat en sê, dit is wat jy moet doen. Hierdie is waartoe jy moet gaan. En dit is hoe ons deur die Gees van God gelei gaan word. Is deur om meer tyd in hierdie woord te spandeer. Dit moet die baseline wees. Dit is waar ons moet begin. En dit is wat my so aangetrek het na hierdie storie toe vandag. Want Josafat kry net nuus dat hierdie mense is besig om hom aan te val, né? Al die verskillende tipe volke en goed is besig om nader aan hom te kom. Alright? En hy kry hierdie berig, hy hoor, hulle is op pad om hom aan te val. En hoor wat gebeur in vers 3. In vers 3 dan sê die woord, en Josafat het bevrees geword, en hy het sy aangesig gedraai om die Here te soek. Die eerste ding wat hy doen, the first thing he does,
is he went and searched for God. He starts seeking God. Die eerste ding wat hy doen, is hy draai na die Here toe. En hier is die ding, wanneer jy deur die vlees gelei gaan word, gaan jou emosies jou wegvat van God af. Maar wanneer jy deur die Gees lei, wanneer die Here jou baseline is, want jy eers na hom toe gaan, dan sal jy daai emosie wat jy het, nie dat jy wegvat van die Here af nie, maar jy sal met jou emosie na die Here toe gaan. En dis iets belangrik, my broer en my sussie, wat ons moet besef, want jy kan met jou hartseer na die Here toe gaan. Jy kan met jou teleurstelling na die Here toe gaan. Jy kan na die Here toe draai met daai emosies. En dis belangrik, want baie keer word ons gelei deur emosies, so nou raak ons kwaad, né? En nou reageer ons op dit. In plaas daarvan om te sê, Here, ek weet nie wat om te doen met hierdie nie. Here, ek weet nie hoe om deur hierdie te kom nie. En jy gaan lê dit by die voete van Jesus neer. Josafat se eerste reaksie was, Here, ek bring dit na U toe. Ja, daar's aanvalle, ja, daar's dinge wat gebeur, ja, ek weet nie hoe om dit hanteer nie, maar ek draai my aangesig om U te soek. Ek het U nodig. Dit wys ons net die afhanklikheid wat hy het. Die afhanklikheid om te sê, Here, ek het U nodig op hierdie oomblik. En soos hy na die Here toe draai, begin hy bid. En hierdie week het dit my net so gevang hoe hy bid in 2 Kronieke 20 vers 6. Want hoor hy sê, en hy sê, Here, God van ons vaders, is U nie God in die hemel nie, en is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie. Ja, in U hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan standhou nie. En ek lees dit en ek vra myself die vraag, is Josafat besig om die Here te herinner aan hoe groot die Here is? Is hy besig om die Here te herinner aan wie die Here is? Nee, hy is besig om homself te herinner aan wie die Here is. Partykeer my boetie en my sussie, wanneer jy by daai storm kom, wanneer jy by 'n moeilike tyd kom, moet jy jouself herinner wie die Here is. Wie is die God wat jy dien? Want die Bybel sê, hy wat in my is groter as hy wat in hierdie wêreld is. En baie keer moet jy jouself herinner. En ek kan nie help as om te dink, dat toe Josafat op hierdie oomblik omring word deur al hierdie vyande nie, né? Julle moet nou onthou, hulle is op pad. Hulle is nou op pad om hom te kom aanval. Hulle wil die koninkryk oorneem. Ek kan nie help om te dink, toe hy na die Here toe draai in hierdie punt, toe dink hy aan iets wat gebeur het in 2 Kronieke 18 nie. Want in 2 Kronieke 18 wat gebeur het, is die koning van Aram was besig om 'n oorlog te veg. En op 'n punt stuur hy sy manne uit, sy strydwaans uit. Hy sê vir hulle gaan. En hier gaan hulle, nee, die oorlog is op pad. En Josafat is hier in die middel van dit. En die Bybel sê in 2 Kronieke 18 vers 31 dat die strydwaans het hom gesien en het hom begin omring. En op hierdie oomblik het hy uitgeskree en die Here het hom gehoor en hom gehelp. En die Here het hom deur dit gebring. En wie van julle kan vandag getuig dat die rede hoekom jy hier sit is want die Here het opgedaag in 'n vorige hoofstuk? Nou, wie van julle kan getuig dat die rede hoekom jou kinders vandag hier sit is want die Here het opgedaag in 'n vorige hoofstuk? Jou huwelik is nog aan die gang, want die Here het opgedaag. Sien, partykeer moet jy jouself herinner aan wat die Here al vir jou gedoen het, sodat jy kan hoop skep dat hy dit weer sal doen. Partykeer moet jy onthou die woorde van Dawid in Psalm 103 vers 1-2, waar hy sê, dat loof die Here o my siel, en alles in my sy heilige naam. En vers 2 is my so mooi, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Ons kan goed doen om te onthou. Het sal goed doen om te onthou hoe die Here jou deur soveel goed gebring het. Want dit is wat jou gaan hoop gee vir die storm wat voor jou lê. Dit is wat jy weer gaan hoop skep om te weet, dat as die Here dit dan gedoen het, wie is te sê, hy sal dit nie nou weer doen nie. En Josafat onthou in hoofstuk 18, in hoofstuk 20, wat die Here gedoen het in hoofstuk 18. En ek glo, dit het hom hoop gegee. Ek glo dit het hom herinner aan die grootheid van God, aan wie hy behoort. Want onthou wat sê hy? Hy sê in U hand is al die krag, want hy het dit al beleef. Wie van julle het al die krag van die Here beleef? Al is dit die kleinste ding. Jy het dit al beleef. En baie keer sal die vyand vir jou sê, dis klein man, moenie eens daaraan dink nie. Jy moet dit onthou, herinner jouself, dat die Here het opgedaag toe jy siek was, toe jy verdwaal het, en jy het jou pad nodig, Here, ek weet nie wat se kant toe nie, en die GPS begin nie versielik werk. Die Here daag op in klein maniere ook, maar dit is goed om te onthou, want dit maak jou sterk vir die pad vorentoe. Gee jou hoop vir die pad vorentoe.
En dis die eerste ding wat ons moet doen as ons deur die Gees begin wandel. Ons moet ons oor rig na die Here toe. En dan moet ons onsself herinner aan die grootheid van God. Dan moet ons onsself herinner aan wie ons dien. En Josafat begin bid. En hy roep uit, en dit is belangrik dat ons dit besef vandag. In 2 Kronieke 20 vers 9, dan sê ons, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf, of pes, of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor die aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u ons kan hoor en verlos. En vanoggend toe ek weer hierdie storie lees, toe wys die Here vir my, dat in vers 8, dan verduidelik hy vir ons, dat hulle hierdie huis opgerig met die gedagte, dat as daar 'n pes oor hulle kom. En dit wys vir my dat hulle was intentioneel met hierdie. Hulle was intentioneel met hulle optrede. Om te sê, alright, as hierdie pes kom, weet ek wat ek gaan doen. Ek gaan die Here aanroep. As hierdie moeilike tyd kom, weet ek wat ek gaan doen. Ek gaan die Here aanroep. Want ek het beplan vir hierdie. Ek is voorbereid vir hierdie. Ek is intentioneel met hierdie. Ek wil deur die Gees wandel. Ek wil nie meer deur die vlees wandel nie. So jy moet intentioneel begin raak. En hy roep uit en hy sê dat u ons kan hoor, dat u ons kan help. En hy roep uit, ek kan net dink hoe hy tussen al die mense staan. Onthou, nou is almal daar, nou die hele Judas daar. En hy roep hierdie uit. En hy bid. En terwyl ek hierdie lees, my boetie en my sussie, begin ek net al hoe meer besef dat hoe kragtig is die wapen van gebed. En hier is iets wat ek al lank terug geleer het, is hierdie, dat jou oorwinning begin in jou gebedskamer. Jou oorwinning begin altyd by die voete van Jesus. Die gebed moet ons eerste, oomblik wees, eerste reaksie. Want dis waar jou oorwinning begin. Dis waar ons gaan hoop kry, dis waar ons gaan krag kry, dis waar ons weer gaan sterk raak, is by die voete van Jesus. En die Here wil vandag vir iemand sê dat hy hoor jou gebede. Hy hoor jou. Ek weet baie keer voel dit nie so nie. Ek weet baie keer voel dit asof die Here stil is, maar jy moet vandag weet dat die Here hoor elke gebed. Hy hoor jou as jy roep. En die Bybel sê, as ons op ons benoudheid aanroep, dan sal hy ons verhoor en hy sal ons help. Is dit al wat hy sê? Hy sê nee, kom maar, jy moet hom eer. Partykeer moet jy jouself weer herinner dat jy moet die Here eer oor die tye wat hy jou geantwoord het, oor hoe hy jou gehelp het. En ek dink hierdie week aan hoe gaan ek hierdie verduidelik dat die Here ons gebede hoor? Hoe gaan ons dit inkry, né? En donderdag sit ons hier by die bandoefening en ek en Karen is daar agter besig met die ek het nie idee wat daar gaan nie, nee, hulle doen dit. Ek is net daar, nee. In elk geval, en ons praat oor iets. En ons gesels en gaan aan en so 'n paar minute later is ek weer agter by die kamera en ek haal my foon uit en ek gaan op Facebook, nee. En ek kyk en I kid you not, nee. Die ding waar ons gepraat het, pop op Facebook, nee. Is julle al geweet jou foon luister partykeer vir jou, dit is scary, nee? En hy pop op en ek freak uit. Ek sê jy sal dit nie glo nie, maar kyk hier, nee? Ons het net hieroor gepraat, dis iewes skielik op ons foon. En ek dink en sy ons lag daaroor en net daar wys die Here vir my, dis die illustrasie. Verduidelik dit. Want dink daaraan, as jou foon jou hoor, hoeveel te meer sal ons Hemelse Vader ons hoor hê? Huh? As jou foon hoor wat jy nodig het en vir jou advertensie stuur, hoeveel te meer sal ons Hemelse Vader wat weet wat ons nodig het, nie oor ons pad stuur nie. Vandag wil jy hoop skep om te weet die Here hoor jou gebede. Hy hoor jou. En it's amazing om te weet hy hoor elke gebed. Hy's daar. Hy hoor Josafat is 'n gebed, maar hier is die groot ding. Tussen die gebed wat jy bid, né, en die antwoord, dis waar die battle lê. Want die vraag wat ek wil vra is, hoe wag jy? Want ons almal gaan wag. Ergens in jou lewe gaan jy wag op die Here. Ergens in jou lewe gaan jy wag vir die deurbraak om te kom. En ek lees hierdie storie oor en oor en oor, en ek vra die Here, hoe gaan ons wag? Hoe moet ons dit doen? En die lesse van hierdie man wat onder aanval is, wys vir ons in vers 12 die volgende. Hy bid en hy sê vir die Here, onse God, sal U nie hulle strafreg oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. Wys vir die afhanklikheid, né? Die Bybel sê, verneder jouself voor die kragtige hand van God, en op die regte tyd sal hy jou verhoog. Jy moet jouself verneder voor die Here, om te sê, Here, ek het U nodig. En nou hoor wat sê hy verder. Hy sê, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Sometimes you have to keep your eye on God, even when you don't see it. You have to keep your eye on God.
That's how you're going to get through it. That's how you're going to wait. Eye on God. Keeping your eye on God. En ek lees hierdie storie en ek besef net, dat, en ek het dit 'n rukkie terug gehoor en dit by my gestiek. Die ou het gesê, the deeper your trust in God, the less need you have for details. En dit het my gevang. The deeper you trust in God, the less need you have for details. En dis 'n vraag wat ons altyd vra, né? Is Here wanneer? Here, hoe gaan ons dit doen? En dan stel dit jou vrede. Jy stel jou vrede, want ons probeer vir die Here sê hoe hy sy werk moet doen, né? Here, maar vandag sal 'n goeie dag wees, hoor, ek gaan nie wil lieg nie. Om nou op die dag sal great wees. En dan raak ons ongeduldig en dit steel jou vrede, my boetie en my sussie. Dit doen. Dit steel jou vrede. En om te vertrou in die Here, om werklik te vertrou, is om te weet hy sal deurkom. Jy het nie daai details meer nodig nie. Want as die Here gesê het hy sal 'n pad maak waar daar lyk of daar geen pad is nie, dan sal hy dit doen. Ons het nie die details nodig vir dit nie. Ons het nie die presiese maniere nodig vir dit nie. Want ons weet hy gaan dit doen, want ons vertrou hom. Maar om jou oë op die Here te hou, is nie net om te vertrou nie. Ja, vertroue is belangrik en ons moet asseblief, is baie belangrik. Maar om jou oë op die Here te hou, terwyl ek hierdie oor en oor lees hierdie week, en ek vra vir die Here, Here, wat wil U sê? Wat wil U vir ons sê? Ervaar ek hoe die Heilige Gees vir my sê, don't miss it. Moet dit nie mis nie. Want sien, om jou oë op die Here te hou, is om die heeltyd met 'n verwagting te wag dat die Here gaan opdaag. Om jou oë op die Here te hou, is om die heeltyd intentioneel te luister na die stem van God. Om intentioneel te wag, om reg te wees, om te sê, Here, as U praat, wil ek ingesteld wees daarop, om U stem te kan hoor. Ek wil nie soveel gefokus wees op al die stemme wat om my aangaan, dat ek die een stem wat belangrik is, mis nie. Jy moet ingesteld wees op die Gees. Jy moet ingesteld wees op die stem van die Here. Jou oë moet op hom bly. Jou oë moet die hele tyd op die Here bly. Want as hy sê beweeg, moet jy dit kan optel en saam beweeg. En as hy vir jou sê stop, moet jy kan optel en stop. Maar as jy die hele tyd gaan rondkyk, né? En wonder hoe gaan dit gebeur en hoe gaan dit gebeur en hoe gaan dit gebeur, dan mis jy baie keer wanneer die Here beweeg. En asseblief, ek sê nie vandag vir jou dat jy moet niks doen nie. Want om deur die Gees van God te wandel is nie om net te sit en niks te doen nie. Maar om deur die Gees van God te wandel is om alles te doen wat jy kan doen, om te bid, om jouself te herinner, om Bybel te lees, om al jou werke te doen wat jy moet doen, om alles te doen. En daar waar jou krag eindig, jou oë op die Here te hou, om te verwag dat hy gaan opdaag in daai situasie. En die skrifgie kom by my op van Jesaja 40 vers 31, wat vir ons die volgende sê, maar die wat wag op die Here, almal ken hom, né? Die wat wag op die Here, sal nuwe krag ontvang. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. It's amazing. Weet julle wat beteken die Hebreëse woordjie vir wag daar? Die Hebreëse woordjie vir wag daar is kawav. Kawav beteken om te hoop. In Engels beteken dit to wait, to hope, to see, to search, and at the end to expect. Om te wag op die Here is om te kyk vir die Here, om te hoop op die Here, om te wag op die Here, maar ook om te verwag dat die Here gaan beweeg. En dit is waar jy krag kry. Dit is waar jy krag kry, is om te sê, Here, ek sien dit nog nie, maar ek weet U gaan opdaag. Here, ek sien dit nog nie, maar die Bybel sê, dat geen versoeking wat my oorgekom het nie, 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking wat my oorgekom het nie, is net menslik, maar met die versoeking sal die Here vir ons 'n uitweg bring. Is dit nie amazing om te weet, dat met die versoeking wat in jou lewe vandag is, het die Here al reeds die uitweg beplan nie. Hy weet hoe jy dit gaan kry, maar jy moet verwag op hom, jou oë moet op hom bly. En op hierdie oomblik is Josafat en hierdie volk besig om te bid en hy roep die Here aan en party van ons is nou in daai wagseisoen en daar kom 'n punt waar die Gees van God oor hulle kom. En die Gees van God begin met hulle praat en hy sê vir hulle, by hierdie geveg sal julle nie beklei nie, want hierdie stryd behoort aan die Here. En dit is amazing om te weet dat die Here vir my en jou beklei. Dat die Here vir ons ook intree, dat hy ook opdaag in ons lewens. En dit kom oor hulle en hulle hoor die stem van die Here. En ek wil afsluit met hierdie. Want ek wil hê ons iets weet, dat deur om die Gees van God te wandel, ja, dit bring oorwinning, ja, dit bring lewe,
Maar ek lees hierdie storie hierdie week, en ek besef iets. Ek besef iets wat gebeur op hierdie oomblik met hierdie volk, met Josafat en die mense om hom, met Juda. In vers 6 dan lees ons die volgende. Ons lees dat die Bybel sê, waar is ons nou? Amper, ek gaan hier lees. Nee? Vers 6 sê hy, en hy sê, Here, God van ons vaders, is U nie die God in die hemel nie. Okay? Hy sê, God van ons vaders. En dan wat gebeur, is hulle begin bid, en hulle begin Here soek, en hulle herinner die Here aan die grootheid van God, en die Gees van God kom oor hulle, en hulle kry die woord, dat hulle gaan moet bly staan, want die Here gaan vir hulle beklei, en in vers 20, dan sê Josafat die volgende, glo in die Here, julle God. En ek wil hê julle moet iets besef, dat om deur die Gees van God te wandel, bring oorwinning, dit bring lewe, maar die belangrikste is dit maak God 'n werklikheid in jou lewe. Wanneer jy deur die Gees van God wandel, dan raak die Here 'n werklikheid. Dan is dit nie net meer God van die Bybel nie, maar dis nou iewes skielik my God. Dis nie net meer die Here wat opgedaag het vir Dawid nie, maar hy daag nou ook op vir my. En dis wat gebeur. Dis wat gebeur wanneer jy deur die Gees van God wandel. As jy begin God 'n werklikheid maak in jou lewe, hy begin opdaag in elke situasie. Jy weet hy's met jou. En dit is wat kragtig is. Dis waar die krag lê. Dat as jy daai persoonlike verhouding met die Here het. Na alles wat gebeur het, sê hulle, glo in die Here, julle God. Nie net meer glo in die God van ons vaders nie, maar dis nou ons God, want hy het opgedaag. My boetie en my sussie, onthou wat sê Romeine vir ons. Romeine sê vir ons in vers 15, dat dit is deur die Gees wat ons roep, Abba Vader. Deur die Gees wat ons roep, Abba Vader. Wanneer ons meer en meer deur die Gees begin wandel, gaan ons al hoe meer begin uitroep, Abba Vader. En ja, deur die Gees is daar oorwinning. En ja, deur die Gees is daar lewe. Maar ons moet ook onthou dat deur die Gees raak God 'n werklikheid. En dis wat ons streef. Om die persoonlike ontmoeting met die Here te hê. Om te sê, Here, ons wil U 'n werklikheid in ons lewens maak. Nie net meer iets wat ons van lees nie, maar dat U is werklik deel van ons. U is in ons midde. En hoe ons daar gaan kom, is om deur die Gees van God te wandel. Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. U my God, my Vader in die hemel. Here, ons kom na U toe vandag, Here. Vader, want ons is so afhanklik van U. Ons is so afhanklik, Here. Here, en ons het U nodig, Vader, om 'n werklikheid in ons lewens te word. Here, wat ons wil nie net beweeg sonder die Gees nie. Ons wil met die Gees beweeg, in die Gees beweeg, saam met U beweeg, Here. En Vader, ons weet dit bring oorwinning en ons weet dit bring lewe, maar Here, op die ou en vir die dag wat vir ons die meeste saak maak, is dat ons U kan ken. Dat ons 'n persoonlike verhouding met U kan hê en dat U 'n werklikheid in ons lewens kan wees, Here. Dat ons kan weet U is saam met ons elke tree. En Here, ek bid en ek vra U vandag dat U ons sal toevou met die liefde van Jesus, Here. Dat ons kan weet dat niks kan ons skei van die liefde van God wat daar te vind is in Jesus Christus nie, Here. Nie die siekte nie, nie dood nie, nie lewe nie, niks nie, Here. Niks kan ons skei van U liefde nie. En Here, mag ons vandag weet dat terwyl ons wag op U, dat ons oë op U kan hou en kan weet, daar gaan 'n oomblik kom wat U gaan beweeg. En ons wil dit nie mis nie, Here. Ons wil nie mis wat U volgende gaan doen nie. Ons wil nie so bekommerd wees oor wat om ons aangaan en wat mense se opinies sê en al hierdie dinge, dat ons mis hoe U wil beweeg nie. Maar ons wil deur die Gees van God gelei word, sodat ons kinders van God genoem kan word. Here, dankie dat U meer word, dat ons minder word. Staan by ons stil vandag, Here, terwyl ons hierdie laaste liedjie sing. Here, bid ek dat U oor ons sal vloei, Here. En dat ons vandag kan weet, U is al reeds 'n werklikheid. U is al reeds met ons. Die Heilige Gees lewe in ons. En Here, dankie dat ons vandag kan weet, dat U is saam met ons. Gee U al die eer. In Jesus se heilige naam alleen met ons. Amen. Amen. Mag die Here